Watter een van hierdie verbindings het die hoogste dampdruk by kamertemperatuur? Die korrekte antwoord is A. Propaan. Kom ons begin by etanol. Etanol, kenmerkende hidroksielgroep. Daai waterstof is gebind aan 'n suurstof. Daar is met ander woorde sterk waterstofbindings teenwoordig in die geval van etanol. Dit beteken hoë kookpunt, lae dampdruk. Dan beweeg ons na etanaal wat 'n aldehied is. Ja, daar is die karbonielgroep wat etanaal polêr maak, maar belangrik, aan die karbonielgroep is daar 'n waterstof gebind. Dit maak daai totale gedeelte die formielgroep, wat natuurlik kenmerkend is van aldehiede. Nou, waarvoor jy moet uitkyk, daardie waterstof is nie gebind aan 'n stikstof, suurstof of fluor nie en gevolglik is daar nie waterstofbindings hier ter sprake nie. Maar as gevolg van die karbonielgroep is etanaal wel polêr. So hier is dipool-dipoolkragte. Net so gaan ons dipool-dipoolkragte kry in die geval van fluoroetaan, want daar gaan 'n verskil wees in elektronegativiteit in die molekule en gevolglik is fluoroetaan polêr en polêre molekules het natuurlik dipool-dipoolkragte. So etanaal en fluoroetaan gaan beide dipool-dipoolkragte hê wat swakker is as die waterstofbindings van etanol, maar sterker is as die Londenkragte wat ons in propaan aantref. Die kookpunt van propaan by atmosferiese druk is minus 42 grade Celsius. So propaan met Londenkragte, dit is die swakste intermolekulêre kragte van hierdie vier, beteken dat propaan die laagste kookpunt het en met ander woorde die hoogste dampdruk.